Ons tema vir vandag is 'n moeilike kwessie. Nou, baie keer as ek met mense praat oor wat moeilik is, sê nou maar by die werkplek. Of sou mense verwag het hulle sou sê die werklading is te veel of die eise is onbillik of sulke tipe van goed. En natuurlik kom sulke goed na vore en mense oor hulle werk praat. Maar uiteindelik sê amper almal vir my, die moeilikste ding in die werkplek is verhoudinge. Dis die moeilikste ding. Die grootste uitdaging in my lewe is verhoudinge. Ek dink enige predikant sal vir jou sê, die grootste uitdaging in 'n gemeente is verhoudinge. Die grootste uitdaging in die kerk is ons verhoudinge met mekaar, veral as ons sterk van mekaar verskil oor sake. Verhoudinge bly altyd 'n uitdaging. En loop dit met jou verhoudinge goed, dan gaan dit met jou goed. Meestal loop dit met jou verhoudinge sleg, dan sukkel dit om met jou goed te gaan. Nou, ons gaan kyk na 'n kort briefie wat Paulus geskryf het aan Filemon hierdie week en volgende week, waar Paulus skryf oor verhoudinge. 'n Verhouding wat skeef geloop het. Filemon, aan wie hy skryf, is 'n Christen in Kolosse, waarskynlik 'n bietjie meer welvarende man, 'n man met 'n huis groot genoeg dat daar 'n kerk in sy huis bymekaar kan kom, 'n man wat ook 'n slaaf of slawe het. En daar het probleme gekom tussen hom en een van sy slawe, sover as wat ons die situasie kan verstaan, as 'n mens tussen die lyne lees, het Onesimus, die slaaf, hom op een of ander manier skade berokken, hy het weggeloop van die huis af, hy het by Paulus uitgekom. Paulus is in die tronk op hierdie stadium. En ons is nie seker waar hy in die tronk was nie, maar hy is in die tronk. En daar in die tronk waar Onesimus dan by Paulus uitkom, kom Onesimus tot bekering. Hy word ook 'n Christen. En nou stuur Paulus hierdie wegloopslaaf terug na Filemon toe. Nou, ek gaan nie in die boodskap praat oor slawerny nie, oor die hele stekelrige probleem van hoekom Paulus nie sterker gestaan het teenoor slawerny nie. Vir hulle was slawerny, sê N.T. Wright in sy kommentaar oor die gedeelte, maar baie soos elektrisiteit vir ons is, sê nou maar, of motorkarre. Ons weet dit doen skade aan die omgewing, ons weet dit is nie die ideaal nie, maar ons kan nie ons lewens daarsonder voorstel nie. En daarom het die meeste mense in Paulus se tyd slawerny dood eenvoudig gesien as 'n noodsaaklike gegewe of hulle nou positief of negatief daaroor was. Hulle kon nie sien hoe die wêreld kon loop, hoe huishoudings kon loop, hoe die samelewing kon loop sonder slawe nie. Ons beskou slawerny tereg as 'n verskriklike ding. Maar ek wil nie op slawerny fokus nou nie. Ek wil fokus op dit wat Paulus binne hierdie moeilike situasie doen om die verhouding reg te maak. So kom ons luister eers rustig na die brief. Ek gaan die hele brief met julle deurlees en daarna gaan ek net so 'n paar gedagtes met julle deel. Paulus, die gevangene van Christus Jesus, en ons broer Timoteus, aan ons geliefde medewerker Filemon, en ook aan ons suster Afia en ons medestryder Agrippus, en die gemeente wat in jou huis saamkom. Genade vir julle, en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou dink in my gebede, omdat ek gehoor het van jou liefde vir al die heiliges en van jou geloof in die Here Jesus Christus. Ek bid dat jou deelname aan die geloof daadkragtig mag wees, deur jou kennis van elke goeie saak wat daar onder ons is, tot eer van Christus. Ek is inderdaad baie bly en bemoedig oor jou liefde, broer, omdat die harte van die heiliges deur jou verkoop is. Daarom, al het ek in Christus groot vrymoedigheid om jou te beveel wat jy behoort te doen, rig ek, Paulus, op grond van die liefde eerder 'n versoek aan jou, juis omdat ek so 'n ou man is, en nou ook nog 'n gevangene terwille van Christus Jesus. Ek pleit by jou vir my geestelike kind Onesimus, wat ek tydens my gevangenskap verwek het. Hy het destyds vir jou geen voordeel ingehou nie, maar nou hou hy vir jou en vir my groot voordeel in. Ek het hom na jou teruggestuur, hy wat my eie hart is. Ek wou hom graag by my hou, sodat hy my in jou plek kon dien, terwyl ek terwille van die evangelie in boeye is. Maar sonder jou instemming wou ek niks doen nie, sodat jy jou goeie daad nie uit dwang nie, maar vrywillig sal doen. Dalk was hy juis om hierdie rede 'n rukkie van jou weg, sodat jy hom vir altyd kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer, en die besonder vir my, hoeveel te meer dan vir jou, liggaamlik sowel as in die Here. Indien jy my as deelgenoot beskou, verwelkom hom asof dit ek is. En as hy jou enige skade berokken het, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, skryf hier met my eie hand, ek sal betaal.
En dan praat ek nie eers daarvan dat jy jouself aan my verskuldig is nie. Ja broer, mag ek tog in die Here van jou hierdie voordeel geniet. Verkoop my hart in Christus. Met volle vertroue in jou gehoorsaamheid skryf ek vir jou en die wete dat jy selfs meer sal doen as wat ek vra. Maak terselfdertyd ook die gastekamer vir my gereed, want ek verwag om deur julle gebede aan julle geskenk te word. Epafras, my medegevangene in Christus Jesus groet jou, so ook my medewerkers Markus, Aristarchus, Demas en Lukas. Die genade van die Here Jesus Christus bly met julle gees. Die eerste ding wat ek wil sê, is verhoudings is moeilik. Het was moeilik in Paulus se tyd, dit is moeilik in ons tyd. Ons gaan onsself altyd vasloop as ons dink as jy 'n Christen is, dan moet verhoudinge maklik wees. En soms kry ek dit. Dat mense vir my sê, maar ek is so teleurgesteld in die kerk en dit behoort mos nou nie so met Christene te wees nie. Christene behoort mos nie konflik te hê nie. Christene behoort mos nie mekaar teleur te stel nie. Christene behoort nie dit nie, behoort nie dat nie. So asof ons skielik nou met ons Christene is in een of ander volmaakte wêreld ingekom het en as volmaakte mense volmaakte verhoudings kan hê, waar daar geen pyn, geen teleurstelling of niks anders is nie. Die werklikheid is, verhoudings is moeilik. Dis moeilik omdat die wêreld dit moeilik maak. Die wêreld het allerlei strukture wat dikwels onregverdig is. Die struktuur van slawerny sê nou maar, waar die een al die mag het en die een magteloos is. Die struktuur wat vir Paulus in die tronk laat beland het. Baie keer is daar onregverdige strukture in die wêreld wat 'n impak het op ons verhouding. Die wêreld stel eise aan ons wat verhoudings vir ons moeilik maak. Dink maar aan 'n man of 'n vrou wat lang ure moet werk in 'n koöperatiewe omgewing en op die ou en geen tyd vir gesin en vir verhoudings het nie. Die struktuur waarbinne ons lewe het 'n negatiewe impak op ons verhouding en so was dit ook met Philemon en Onesimus, dat die strukture waarbinne hulle gelewe het. Onesimus as slaaf, Philemon as eienaar, het hulle verhouding moeilik gemaak en dit het duidelik op 'n breekspel afgestuur. Verhoudinge is altyd moeilik, ook omdat ons gewone mense is. Omdat ons op 'n sekere manier na mekaar kyk, omdat ons verwagtinge het van mekaar, omdat ons mekaar teleurstel. Verhoudings is altyd moeilik. En daarom is vrede in die kerk nooit die salige vrede van daar's geen konflik, daar's geen probleme, daar's geen pyne nie. Vrede in die kerk, die vrede wat Paulus aan die begin van hierdie brief en aan die einde van hierdie brief vir Philemon en sy mense toebid as 'n seën, vrede vir julle. Daai vrede is altyd kwessie van vrede maak. Omdat ons die vrede as 'n geskenk van God ontvang, moet ons ook met die vrede wat God vir ons gee, leer om vrede te maak. En dit beteken om stukkende verhoudings heel te maak. Paulus skryf hierdie brief as 'n vredemaker. En vrede maak is altyd 'n moeilike werk. Want vrede maak beteken dat ek mense wat teenoor mekaar stel, by mekaar moet uitbring en dat ek moet probeer om daardie mense so ver te kry om dit wat hulle seer gemaak het, dit wat hulle teleurgestel het, om dit uit te praat en om dit deur te praat. Vrede maak is daarom die deurlopende werk van die kerk. Onder mekaar in die wêreld. Dis die deurlopende werk. Dis 'n werk wat ons kan moeg maak. Dis 'n werk wat ons kan voel, ag, dit werk tog nie. Mense gaan tog nie by mekaar uitkom nie. Mense gaan mekaar tog nie vergewe nie. Maar dit is die werk wat vir ons gegee word. Nou die vraag is, hoe pak ons hierdie werk aan? Paulus sê hy is in 'n posisie om vir Philemon te beveel. Hy voel hy is die apostel, Philemon is 'n gelowige. Hy het die reg om vir Philemon die opdrag te gee, die gesag om dit te doen, die volmag van die Here om dit te doen. Dis duidelik dat Philemon ook aan hom baie verskuldig is. So hy kan eintlik vir Philemon sê, hy kan vir hom dwing, jy moet dinge met Onesimus regmaak. Jy moet Onesimus terugneem. Jy moet dinge regmaak met Onesimus. Maar Paulus hou homself doelbewus terug daarvan. Hy sê vir Onesimus, ag vir Philemon, ek sou jou kon dwing, maar ek gaan dit nie doen nie. Want ek wil hê jy moet dit wat jy doen uit vrye wil doen. 'n Mens kan mense dwing na mekaar toe. Mens kan vir mense beveel om by mekaar uit te kom. Jy kan allerlei manipulasie tegnieke doen. Maar vrede word gemaak nie deur dwang nie, maar deur liefde. En daarom loop Paulus die pad nie van dwang nie,
maar van liefde. Omdat hy met sy liefde uiteindelik vir Filemon tot liefde wil beweeg. En uiteindelik wil hoop dat daar deur liefde vrede gemaak sal word tussen Filemon en Onesimus. Ons kan nie dwing nie. Ons kan nie deur liefde mekaar beweeg. Omdat ons deur die liefde van die Here beweeg word. Ons word deur die liefde van die Here beweeg. Dit is die liefde van die Here wat vrede maak tussen ons en God. Wat vrede maak tussen ons en die Vader, sodat ons uit daardie vredemakers kan word. God beweeg ons met liefde in vrede tot vrede. En ons kan nie anders as om met liefde vrede te maak nie. Baie keer is dwang 'n soort van 'n kortpad wat ons wil kies. Dink nou maar aan 'n ma wat as sy sien haar 2 kindertjies beklei sê, toe sê nou vir Boetie jy's jammer. Toe sê nou vir Sissie jy's jammer. Kom, julle moet nou vir mekaar 'n drukkie gee en jy gee half die opdrag. Maar ons weet dit werk nie regtig nie, want dwang raak nie die hart nie, dwang verander nie die hart nie. So wat doen liefde? Wat doen Paulus in liefde? Wel, die eerste ding wat hy doen is om letterlik vir Filemon te beweeg om weer te kyk. Om weer te kyk. Kyk weer na my, kyk weer na jouself, kyk weer na Onesimus. Kyk weer na wie jy is as 'n gelowige. Kyk weer na wie ek is as jou geestelike vader, jou geestelike leier, 'n ou man wat in tronk sit, maar wat vir jou liefhet. Kyk weer na wie Onesimus is. Baie keer val ons verhoudings vas omdat ons 'n sekere manier van kyk het. Is interessant dat die naam Onesimus beteken iets soos nuttig of voordelig. En Paulus sê ja, ek weet hy was nie regtig vir jou voordelig nie. Maar die blote feit dat jy jou slaaf 'n naam laat dra soos Onesimus, soos nuttig, beteken dat jy hom eintlik net sien as 'n gebruiksvoorwerp. Jy sien hom en dit is hoe slawe dikwels gesien is. Trouwens van die filosofe het gesê, een van die filosofe het gesê jy kry dooie gereedskap en jy kry lewende gereedskap. En 'n slaaf is eintlik maar net 'n lewende stuk gereedskap. So Filemon kon na Onesimus gekyk het en gesê, maar jy is 'n nuttelose stuk gereedskap vir my. Jy het iets gebreek, jy het iets fout gemaak, jy het weggeloop, ek soek jou nie. As hy net na Onesimus kyk in terme van sy nut, in terme van sy rol as slaaf, dan gaan hier niks gebeur nie. As hy net na homself kyk, as 'n slawe-eienaar of as 'n werkgewer, gaan hier niks gebeur nie. As hulle vasval in die manier waarop hulle na mekaar kyk, gaan hier nie vrede gemaak word nie. En daarom sê Paulus, kyk weer na my, kyk weer na jouself. Jy is 'n kind van die Here, jy's 'n begenadigde. Dink weer aan wat ek vir jou gedoen het, dink weer aan wat jy vir ander mense beteken. En nou kyk jy weer na Onesimus. En jy onthou, hy's nou nie 'n slaaf nie, net 'n slaaf nie. Hy's 'n broer, hy's 'n medegelowige. Hy is iemand wat terugkom na jou toe as deel van jou huisgesin, as jou broer in Christus. So kyk weer. En baie keer is dit die eerste ding wat ons in vrede maak moet doen, is om te sê, hoorie, julle kyk nou na mekaar, sê nou maar as opponente, julle kyk na mekaar net as die een wat my verontreg het, of die een wat kwaad is vir my, of seker goed, julle het vasgeval en julle kyk na mekaar. Maar kyk weer na mekaar in die lig van die genade en die liefde van die Here. Kyk weer na mekaar in die lig van wie julle in Christus is. Dis die eerste ding wat Paulus dwars deur hierdie brief doen. Die tweede ding wat Paulus doen is, dat hy dan sê, maar in liefde moet julle, as julle weer kyk na mekaar, moet julle dit waag om mekaar weer te vertrou. En Paulus sê dit nie net nie, hy doen dit. Hy stuur vir Onesimus met 'n brief terug. Nou, as ek 'n wegloopslaaf was en ek het geweet die straf vir wegloopslaaf was dikwels om kwaai gegeesel te word of om doodgemaak te word, selfs 'n eienaar kon sy slaaf as hy weggeloop het doodmaak en dit was nie teen die wet nie, hy het dood eenvoudig ontslaag geraak van 'n stuk slegte gereedskap. So Onesimus moes met baie vrees teruggegaan het na Filemon toe. Hy kon gedink het, ja, Filemon is miskien nou 'n Christen, maar hy is ook 'n tipiese slawe-eienaar. Hoe moet ek nou na hom toe teruggaan? Maar Paulus vra van hom, waag dit om terug te gaan. Met hierdie brief in my hand, waag dit om terug te gaan. Waag dit om te vertrou dat hier iets niets kan gebeur. Waag dit om die Here te vertrou. Waag dit om my te vertrou, my oordeel te vertrou as ek jou terugstuur. Waag dit selfs om Filemon te vertrou. Maar Paulus vra ook vir Filemon, waag dit om weer vir Onesimus te vertrou. Hy het jou teleurgestel, hy het jou seer gemaak, hy het jou te nagekom, maar waag dit om weer om weer terug te neem. Waag dit om hom te vertrou. Maar Paulus
sê nie net hulle moet dit waag nie, hy waag self ook. Hy waag dit met Onesimus, hy waag dit met Filemon. Hy is bereid om die waagstuk van die liefde aan te gaan. Die waagstuk om te vertrou dat hier iets niets gaan gebeur. Vrede maak is altyd 'n waagstuk. En 'n mens kan seer gemaak word, en jy kan teleurgestel word, en jy kan hard op jou gesig val. Maar ons werk is om met die krag van die Here te waag, om weer en weer die harde en die moeilike werk van vrede maak aan te pak. En dit te waag met onsself, en dit te waag met mekaar. Vrede maak beteken ook die bereidheid om in te staan. Wat bedoel ek daarmee? Wel, Paulus sê onder meer, hy is bereid om in te staan vir Onesimus. Hy sê, as Onesimus jou skade berokken het, ek sal betaal. Hy vereenselwig homself met ander woorde met Onesimus. Hy sê nie hoor, hy het aangejaag, dit is sy probleem, ek het niks daarmee te doen gehad, ek sit in die tronk, ek het genoeg van my eie probleme nie. Hy staan in vir Onesimus. Hy vereenselwig homself so met Onesimus, dat hy vir Paulus, vir Filemon sê, ontvang hom soos jy my sou ontvang, want ek vereenselwig my, hierdie slaaf is nou my kind, my geliefde kind, soos wat jy my geliefde broer is, my geliefde medewerker is, hy my geliefde kind, ek vereenselwig my met hom, en ek is bereid om in te staan. Die vraag is, watter soort logika dring Paulus om dit te doen? Want dit is nogal 'n moeilike ding om jouself te vereenselwig, veral om jouself te vereenselwig met iemand wat waarskynlik verkeerd gedoen het, wat waarskynlik 'n ander mens kwaad aangedoen het, en te sê, maar ek sal instaan daarvoor. Ja, dit is doodeenvoudig die logika van die evangelie, want wat Paulus hier vir Onesimus doen, is wat Christus vir ons doen. Is Christus wat dit waag met ons. Christus wat sê, ek vereenselwig my met sondaars. Ek vereenselwig my met die Paulusse en die Onesimusse en die Filemons van hierdie wêreld. Ek sal in hulle plek kom staan. Wat hulle skuld sal ek betaal. Wat hulle moes doen, sal ek in hulle plek kom doen. En nou vertrou ek hulle om te reageer op daardie liefde. Ek vertrou hulle om nou as kinders van God te lewe. Ek loop die pad saam met hulle. Christus doen dit vir Paulus. Christus het dit gedoen vir Onesimus. Christus het dit gedoen vir Filemon. Christus het dit gedoen vir jou en my. Dis deur hierdie instaan dat ons kinders van God word. En nou sê Paulus, maar hy doen dit wat Christus vir hom gedoen het, doen hy vir Onesimus. En hy vra in 'n sin vir Filemon, maar wil jy dit ook doen nie? Wil jy nie vir Onesimus behandel soos jy my sou behandel nie? Wil jy nie vir my behandel met die liefde van Christus nie? Wil ons nie vir mekaar instaan nie? En daai bereidheid om te waag, om weer te kyk, om te waag en om in te staan, is die harde werk wat ons moet doen om vrede te maak. En laat ek weer sê, vrede maak is nie 'n resep nie. Soms gaan jy vrede maak en jy gaan seer kry, en vrede gaan nie gebeur nie. Maar uiteindelik is dit hierdie liefde wat vrede maak, wat harte verkoop. Aan die begin van die brief sê Paulus vir Filemon, jy verkoop die harte van die gelowiges. En aan die einde sê hy vir hom, asseblief verkoop nou my hart ook. Is daar nog iets wat ons harte so moeg maak en so oud maak, soos konflik? Soos konflik wat onopgelos is, soos om bitterheid te dra, en vervreemding te dra, en woede te dra, en om te lewe met die logika van, maar ek moet jou terugkry en jy het my verontreg, om te lewe met vrees en angs en wantroue teenoor mekaar. Het maak ons harte moeg tot die dood toe moeg, letterlik tot die dood toe moeg. Is daar iets wat ons harte meer verkoop as vrede wat gebeur? Al gebeur dit net voorlopig, al gebeur dit onvolmaak, maar elke bietjie vrede wat tussen mense gebeur, wat 'n weerspieëling is van die vrede wat Christus as ons en God gemaak het, gee mens weer moed om te lewe. Dit verkoop jou hart. En daarom wil ek vir jou vra, wil jy nie ook 'n vredemaker wees nie? Dalk het jy self verhoudings waarin jy moet vrede maak, dalk is jy bewus van 'n verhoudings waarin jy kan vrede maak. Wil jy nie 'n heelmaker wees, sodat jy so 'n bietjie verkwikking vir die moe harte van die mense rondom jou kan bring nie? Want dit is wat Christus vir jou gedoen het, en dit is waartoe hy ons almal roep. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus jou dring om 'n vredemaker te wees, omdat Christus ons vrede is. Mag die liefde van God ons Vader jou dring om met liefde vrede te maak, nie in dwang nie, maar met liefde, omdat hy jou eerste lief gehad het. En mag
die gemeenskap van die Heilige Gees jou 'n bouer van verhoudings en 'n heelmaker van verhoudings maak. Amen.